Goeiedag vriende, welkom by hierdie kort reeks van herdenkings wat getitel is Vertroue in die aangesig van chaos. Ons gaan vandag kyk na Psalm 27 vers 1 en net fokus vandag op die woordjie lig. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid om rondom u woord by mekaar te kom, selfs oor skerms en sosiale media. Dankie dat u teenwoordig is waar mense luister in hul huise, in hul motors, hul werkplekke of waar hulle ook al vandag is. Vader, ons leef in 'n wêreld vol chaos, onsekerheid en vrees. Maar vandag kies ons om ons oë op u te rig. U is nie net 'n God van die berge nie, maar ook 'n God in die storms van die lewe. Ek bid dat u lig vandag elke donker plek sal verhelder. Bring dus vrede waar daar angs is, Vader. Bring hoop waar daar moedeloosheid is. Bring helderheid waar daar verwarring is. En maak ons harte oop om u stem te hoor. Laat hierdie boodskap nie net iets wees wat ons aanhoor nie, maar iets wat ons lewens verander. Ons verklaar dus vandag, Vader, in geloof, dat die Here is ons lig. In die naam van Jesus Christus bid ons, met baie danksegging. Amen. Vriende, ek het vir julle gesê, vandag gaan ons begin met 'n reeks herdenkings, baie kort, vertroue in die aangesig van chaos, en ons teksvers vandag is gevind in Psalm 27 vers 1. Dawid sê, die Here is my lig en my redding, vir wie sal ek vrees? En vandag wil ek net graag kyk kortliks na die woordjie lig. U sal saam met my stem, vriende, dat ons leef in 'n wêreld vol van chaos. Ja, 'n wêreld vol van angstigheid. Mense is moeg. Baie leef met angs en met druk en met bekommernis en selfs onsekerheid oor die toekoms. Elke dag hoor ons van geweld, van finansiële druk, ja, ons hoor van siekte en van baie teleurstellings. En as ons nie versigtig is nie, my vriende, begin chaos ons denke beheer. En so vandag wil ek graag hierdie kort herdenking opsom met hierdie hoofgedagte, my vriend. En dit is om vir u te sê, wanneer die wêreld vol chaos en onsekerheid raak, bring God se lig, helderheid, waarheid en hoop. O, vriende, jy sien volgens die Oxford Woordeboek is vrees 'n intense emosionele reaksie op gevaar, of dit nou werklik of denkbeeldig is. Vrees, sal u saamstem, is normaal. Ons almal ervaar dit, maar die belangrike vraag vandag is, gaan vrees jou beheer of gaan jy leer om God te vertrou in die aangesig van chaos? Die Bybel sê in 2 Timoteus 1 vers 7, God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. En so vriende, vrees begin dikwels in ons gedagtes. En so hoe meer ons fokus op die chaos rondom ons, hoe groter raak die donkerte binne ons. Maar Dawid wys vir ons 'n ander manier vandag, vriende, hoe om die vrees te hanteer. In Psalm 27 skryf Dawid terwyl hy onderdruk was, hy was op die vlug vir Saul. Hy het 'n oorwinning vir Saul gekry wat Saul nie hoef te geveg het nie. Dis altyd interessant hoe mense jou haat en jaloers op jou is
oor dinge waarvan hulle nie weet wat jy deurgemaak het om daarby uit te kom nie. Jy sukkel met wat ek het, maar jy ken nie die trane, die stryd, die opofferings, ja selfs die Goliate wat ek moes verslaan het om te kry wat ek vandag het nie. En so Dawid begin in vers 1, vriende, met hierdie vergroting van God, want as ek en u God eerste groter maak, dan moet vrees outomaties verminder. Halleluja. Jy sien, as jy vrees eerste stel, dan kom jy dalk nooit by God uit nie. En so Dawid was bedreig, vervolg en onseker oor wat volgende gaan gebeur, maar in die middel van sy chaos maak hy hierdie verklaring: die Here is my lig. Halleluja. Nie die Here gaan dalk lig maak nie die Here stuur soms lig nie, hy sê die Here is my lig. Dit verwys na persoonlike verhouding, persoonlike ervaring. As jy Dawid se storie gaan lees voor hy gesalf was, het hy die beere verslaan. Hy het leeu's verslaan. So hy kan praat van ondervinding dat die Here is sy lig. My vriend, kan jy vandag ook soos Dawid sê, die Here is my lig? Hy sê die Here is my lig. Dit beteken, vriende, God bring helderheid wanneer alles de mekaar voel. U sien, lig verander alles. Wanneer lig inkom, verdwyn donkerte, raak die pad sigbaar en word waarheid geopenbaar. En dit is wat God doen in die lewe van mense wat hom vertrou in die aangesig van chaos. Prys die naam van die Here. Vriende, baie mense leef vandag in emosionele donkerte. Hulle lewe in verwarring, depressie, in angs, geestelike uitputting en vrees wat môre sal gebeur. Maar God se lig breek deur donker plekke. Wanneer die vyand vir jou sê, jy gaan nie deurkom nie man, jy sal dit nie maak nie, dan wil ek hê jy moet vir hom sê, vyand, die Here is my lig. Wanneer chaos jou vrede probeer steel, wil ek hê jy moet verklaar, die Here is my lig. Wanneer jy nie weet wat voor lê nie, onthou vandag, God se lig wys dalk nie altyd die hele pad vir jou nie, maar hy wys die volgende tree, want God wil hê jy moet in geloof saam met hom die pad stap. En so, hoe pas ons dit prakties toe? Pastor Rudy, nommer 1, soek God se lig voordat jy reageer. Ja, jy het reg gehoor vriende, baie mense reageer uit emosie, uit vrees en paniek, maar God roep ons om eers sy lig te soek. Met ander woorde, my vriend, ons soek sy lig deur te bid. Jy praat met God voor jy besluit te neem. Moenie elke negatiewe gedagte glo wat in jou kop ook aangaan nie, my vriend. Vertroue in die aangesig van chaos begin wanneer ons God eerste raadpleeg. Tweedens, my vriend, laat God se woord jou denke verlig. Wat jy konstant hoor, beïnvloed jou geloof. Die Bybel sê, geloof kom deur die woord van God aan te hoor. Ok? Met ander woorde, as jy net na die wêreld luister, as jy net voor jou televisie sit en jou movie sit, wat ook al jy kyk elke dag, kan jy nie verwag dat jy vertroue in die aangesig van chaos gaan het nie. Maar wanneer jy jou vul met God se woord, begin sy lig jou denke verander, jou perspektief verander oor wat jy deurmaak. Vriende, jy kan nie in donkerte leef as jy konstant aan lig blootgestel word nie. Derdens,
Onthou dat lig altyd sterker is as donkerte. Prys die naam van die Here. Donkerte kan nie lig oorwin nie. Die leuen kan nie die waarheid oorwin nie. Een lig in 'n donker kamer verander alles. Nou, ek sit tans in my garage, in my woning, ek het 'n ronde lig voor my wat die foon mee cover, my garage se lig is aan. Dit was donker, ek het die garage deure toegemaak, want ek gaan nou die straat se motors hoor daar buite wat hier verby my straat ry, want ek by het in 'n hoofpad hier. So is donker in my garage. Toe ek hierdie een lig aanskakel, toe kon ek al klaar lig sien. Toe ek hierdie garage se lig aansit, onmiddellik kan u vir my sien. Een lig in 'n donker kamer verander alles. Dit beteken, my vriend, jou situasie is nie sterker as God nie. Jou chaos is nie groter as sy vrede nie. Jou donkerte is nie die einde van jou storie nie. Jy moet vashou aan God se regterhand, sterk hand, kyk na die lig en jy sal 'n uitkomkans kry. En so my vriende, die mooiste deel van hierdie boodskap vandag, terwyl ek hierdie herdenking nou afsluit, is dat lig nie net 'n idee of 'n gevoel is nie. Lig het 'n naam. Prys die naam van die Here. Jesus Christus sê in Johannes 8 vers 12, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. O vriende, Jesus het in 'n donker wêreld ingekom om hoop te bring aan gebroke mense. En so waar Jesus inkom, verloor donkerte sy mag, verloor vrees sy beheer, begin hoop weer leef. O vriende, vertroue in die aangesig van chaos begin wanneer ons oë op Jesus, die lig van die wêreld rig. En so my vriend, as hierdie boodskap jou vandag bemoedig het, deel dit met iemand wat jy weet wat tans deur chaos of vrees gaan. En onthou om gereed te wees vir deel 2 van hierdie teksvers, want ek gaan praat oor God, wie ons redding is. Die Here is my redding. Hy is my beskerming en hy dra ons in die moeilikste seisoene van die lewe. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat U die lig van die wêreld is. Dankie dat donkerte nie sterker is as U lig nie. Abba, U sien elke persoon wat vandag luister na hierdie boodskap, die wat dalk moeg is, wat dalk bang is of bekommerd is oor môre, of wat selfs vasgevang voel in chaos. Ek bid dat U vrede nou oor hulle sal kom. Wanneer daar vrees is, bring U geloof. Waar daar verwarring is, bring helderheid. Waar daar moedeloosheid, Vader, is, bring nuwe hoop. En help ons om op U te vertrou, selfs wanneer ons nie alles verstaan nie. Leer ons om nie deur vrees beheer te word nie, maar om te leef vanuit die waarheid dat U ons lig is. Mag ons hierdie paar dae wat voor ons is onthou, dat U saam met ons stap, dat U ons nooit verlaat nie, en dat U lig altyd die donkerte oorwin. Seën elke persoon wat hierdie boodskap gehoor het, beskerm hulle families, versterk hulle geloof en lei hulle in elke besluit wat hulle moet neem, want ons bid dit in die naam van Jesus met baie danksegging. Amen. Baie dankie dat jy saam met ons gekyk het na hierdie boodskap van Abundant Possibility Ministries. Jou teenwoordigheid beteken vir ons meer as wat woorde kan sê. Ons glo dat God jou hart aangeraak het en ons nooi jou om deel te wees van hierdie reis. Jou gebede en finansiële ondersteuning
help ons om die goeie nuus met nog meer mense te deel en lig in donker plekke te bring. Saam kan ons 'n verskil maak. Indien jy ons wil ondersteun, kan jy gerus finansiële bydraes inbetaal in die bankrekening en die volgende besonderhede kan ons aan u verskaf. Die besonderhede is van Abundant Possibility Ministries. Abundant Possibility Ministries, Gold Business Account, dan is dit die FNB Bank en die nommer van die FNB Bank is 6302079115. Die FNB bankrekeningnommer 6302079115. E-pos gerus asseblief u bewys van u donasie na abundantpossibilityministries@gmail.com. Of jy kan ook dit WhatsApp na die nommer daar 0688 907907 068 8907907. Die Here seën u.